Heilig is die Here God Almagtig. Here, ons eer en ons prys U. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat die woord sal bereik waartoe U dit stuur in hierdie dag. In Jesus naam. Amen. Amen. Broer en suster, jy kan sit plek neem. Dan saam met my blaai na Titus, die tweede hoofstuk. Ekskuus, dat jy opneem. Kan jy net albei staan? Jy moet vraag. Asseblief. Kijk. Nee, dat is allemaal op. Hier is goed. Ek wil die vertel. Ek sal nie 10 vertel, ek sal net 3 sê. Okay. Pastoor het een Sondag hier vir ons gepreek en gesê, Lazarus is in die graf. En Here het geroep, hy moet uitkom. Hy het al geryk na 'n paar dae. Sê pastoor, ek het 'n Lazarus in die graf, maar hy het al vrot. Ek weet nie hoe om te maak nie, maar ek gaan hom uithaal vandag as ek by die huis kom, gaan ek hom roep. Ek sit agteroor. En ek wag nou wat 'n geleentheid sal kom vir my en vir Lazarus. En daar gebeur lockdown. Nou wil ek nie naam noem nie, maar ons kan tussen die lyne lees. En daar word ek en van my familie vasgekluister in my huisie. Sy sê, ouma, jy bid. Juffrou sê, ek moet ook leer bid, maar ouma bid, ek kan nie hoor nie. Ek sê, om te bid beteken om te praat met die Here. As ek so sit en ek lees, dan sê, bid jy? Ek wil ook saamkom. Bid jy as ek met iemand praat? Maar hy weet nie, ek praat met die Here en ek praat met Lazarus. En so kom ek en sy aan die gesels. En die klippe en die rotse en die goed kan fyn gemaak word. En verdwyn. En nuwe oë na mekaar kyk. En harte wat vergewe. En Lazarus in die graf uit. Van my. En dat is ook veel. Moedersdag. Ek weet nie, hoe kan ek vir sê, wolfens is skaapklere wat ek hier aan kom. En ek moet dan nog iets doen en ek weet nog nie. En ek sit en pastoor sê, gaan praat met die koning. En ek gryp my Bybel daar. Ek sê vir hom, wag net so 'n bietjie, hy praat, laat ek net my Bybel kry. Hy praat en ek praat met die koning oor my probleem. En julle, ek het 3/4 gevolg. Ek het met die koning gepraat. Dankie. So, en daar word Neil siek. My seun, hy slaan soos 'n sê, opsmeer by die werk. Nou, ek kan net paus goed hou en ek kan aangaan, ek het dit gehoor. Maar nou skree CJ hier van agter. Hulle laai hom in die ambulans, pappa gaan nie bestuur nie. Hy kan nie, hulle sit pype op hom. Ouma, jy moet bid. Ek sê CJ, maar hy sê ek hoor jou nie. Hier word hierdie ouma so emosioneel. Dat ek nou maar bid en dat ek en CJ hoor. En hy sê, wie sal saam met hom gaan? Want nie ek of mamma of iemand sal saam met hom gaan nie. Ek sê vir hom, CJ, die Here gaan 'n engel stuur. Ouma's nie partykeer maar so 'n bietjie met hulle weet die kleertjie aan. Die Here gaan 'n engel stuur. Nee, dan sit hom uit. Hulle in ons word soos julle weet oorgeplaas van die een hospitaal na die ander een. Toe jy daar by Milpark eindig. Dis sê die dokter, "Sjoe, daar's so veel toetse. Ons kan nie eens môre eintlik verder aangaan." En ek sê, Here, maar ek het gesê jy beloof die engel waak. So Here, sal jy asseblief vir my kind waak. Volgende oggend 5. Toe bel Heinrich, toe sê Tannie, dis nou 'n co-pilot daar saam met Niels. Tannie, ek het gister gehoor jy was so bekommerd, jou stem het vir my gesê ek moet gaan. Ek het die hele nag by jou kind se bed gesit. Ek het daar saam met hom deurgebring, ek het pyn gehad, ons weet nou ons maar al hierdie goed. Hy sê, maar ek loop nie hier, voordat die dokter nie gekom het nie, dat ek nie weet wat om vir jou te sê.
die engel. Dit was 'n engel om vir Sisek te sê. Hy was teenwoordig net in 'n mense gedaante. Dankie vir julle almal se voorbidding. Dit gaan goed met ons. Prys die Here. Amen. Alle eer aan die koning van die koning. Praat met die koning oor jou probleem, praat met die koning oor jou situasie. En ek wil die Here al die eer gee. Dat hy die regte woord gee vir die regte tyd. Amen. God is in beheer. En net so vreemd soos dit vir u is vanmôre, net so vreemd is dit vir my. Soos ek bietjie vashak en hakkel vanmôre. Vergewe my asseblief. Dis nou iets wat ons nie geleer het op colleges, om dit eintlik te sê. En so, amen, want die Here bly in beheer. Amen. Jy kan saam met my blaai na Titus die 2de hoofstuk en ons gaan daar lees die 11de tot die 13de, die 14de vers. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke tot sover. Nou hierdie sendbrief wat Paulus skryf aan Titus is vol praktiese aanwysings vir ouderlinge, vir senior manne en vroue, en ook vir jong manne en vroue en vir diensknegte. En dan kom Paulus hier in hierdie 4 verse en hy benadruk hoekom hy in die 1ste hoofstuk en die 2de hoofstuk tot by vers 10 al hierdie bevele gegee het en hy gee die oorspronklike rede en motivering vir dit alles wat hy sê. En hy sê dit is want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En ek wil vanmôre met u oor daardie teks praat, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. In die eerste plek het ons die oorsprong van die reddende genade. In die tweede plek het ons die omvang of die reikwyte van die reddende genade van God in hierdie teks. En derdens, in die volgende vers het ons die invloed van hierdie reddende genade op die mens, wat hierdie evangelie, wat hierdie reddende genade van God aangryp en sy of haar eie maak. Die oorsprong van redding, die reddende genade van God. Redding is 'n omvattende, wye begrip. Wanneer ons praat van redding, sluit dit genesing in, dit sluit bevryding in, dit sluit verlossing in. Wanneer ons praat van redding deur God. Redding sluit alles in wat God gedoen het om die verlore mens te red, of om redding daar te stel vir elke mens. Dit sluit regverdigmaking, regenerasie, wedergeboorte en die heiligmaking van die mens in. Redding is as gevolg van genade. Almal van ons wat hier sit, nie een van ons kan sê ons was so goed dat dis hoekom God ons gered het. Nee, God het ons elkeen gered uit genade. Dis die soewereine goedheid en die onverdiende goedertierendheid en guns van God. Dit is die reddende genade van God. En is duidelik wanneer ons daaraan dink dat die mens dit nie verdien het om gered te word nie. Die mens het geen wetlike eis gehad om gered te word nie. Die mens was van die begin af 'n rebel, 'n oortreder en was ons regtens blootgestel aan die straf wat daar was, wat gevolg het op die sonde. Die mens het nie gevra vir redding nie. Die mens het God nie gesoek nie. Die mens het nooit 'n petisie gerig of trane van berou gestort nie. Daar was geen uitdrukking van bittere spyt nie. Die mens het nooit enige besorgdheid getoon oor redding nie, voordat hy nie daarmee gekonfronteer is. Dis was redding die absolute
absolute resultaat van goddelike genade. Dis uit God se genade wat ons gered is. God het die nood van die mens raak gesien. God het die nood van die mens aangesien en besef, geweet, en hy het geweet, hy het nie besef nie, hy het geweet, altyd geweet, dat die mens homself nie kan red nie. Johannes 3 vers 16, wel bekend, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, die genade van God het al die reëlings getref en alles moontlik gemaak wat nodig was vir redding. Het die genade het die wonderlike reddingsplan van God uitgewerk. Redding wat ons kry in en deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Die genade van God het die outeur van redding gebring, 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Ryk in wat? Ryk in barmhartighede, ryk in genade. Die genade van God het die boodskap van redding gebring. Die evangelie is die goeie nuus van die genade van God. In Handelinge 20 vers 24, ek gaan nie die hele skrif lees nie, maar kom ons lees hier in die laaste gedeelte. En die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God, die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van die genade van God. Johannes 1 vers 17 leer vir ons dat die wet het deur Moses gekom, maar genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die genade van God bring die toepassing van redding van die siel. Ons word geroep deur God se genade. Ons word geregverdig deur sy genade. Ons word heilig gemaak deur sy genade, deur die werking van sy Heilige Gees. Ons word beskerm en bewaar deur God se genade. Deur God se goedheid word ons beskerm. Dan tweedens die omvang of die reikwyte van God se reddende genade. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die genade van God het redding beskikbaar gestel vir alle mense. Die liefde van God vir alle mense, ons lees dit in Psalm 145 vers 9. Die Here is vir almal goed. Kan nie vanmôre sê dat die Here nie vir die goed is nie. Nee, maar jy kan almal sê dat die Here vir die goed is. Ons is gesond, ons is hier by mekaar onder die geklank van die woord. Die Here is vir almal goed en sy barmhartigheid is oor al sy werke. En ek en u is ook sy werke. Hy het ons geskep. Johannes 3 vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Johannes 4 vers 14 skryf Johannes en hy sê ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het, die rykwyte van die reddende genade van God, die verlosser van die wêreld, Jesus Christus. Hebreërs 2 vers 9, waar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Hy het aan die kruis gesterf. Hy het die dood gesmaak vir u en vir my. Hy het u en my dood gesterf daar aan die kruis, sodat ons in hom die lewe kan hê en die lewe kan ervaar en beleef. En die redding, die genade van God, bied hierdie redding aan vir alle mense. Die evangelie moet aan alle mense verkondig word. Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Markus 16, gaan dan heen en verkondig die evangelie in die hele wêreld. 1 Johannes 2 vers 2 sê, en hy, dit is Jesus, is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En dan wanneer Jesus het gesterf, sy versoening is voldoende vir alle sondes van die wêreld. Maar die mens moet daardie versoening aangryp en sy eie maak en sê, Here Jesus, ek neem aan, ek ervaar, ek aanvaar dat u gesterf het vir my sonde aan die kruis van Golgotha. Dat u
oorgelewer is ter wille van my misdade. Jesaja 53 vers 5. Ter wille van ons oortreding is hy deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Almal moet tot bekering kom. Johannes 6:37 sê die Here Jesus, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Jesus sal nooit vir iemand sê jy is te sleg of jy het te sleg gedoen. Hy sê ek sal nooit hom wat na my toe kom uitwerp nie, want redding is net deur Jesus Christus. Die genade van God bring redding vir alle klasse mense, vir die welgestelde, vir die arm, vir die edelmanne, vir die konings en vir die straatveer en vir elke mens. Ook die bedelaar daar op die straat. Jesus het ook vir hom en vir haar gesterf. Die genade van God bring redding vir alle mense met verskillende grade van morele skuld, want baie mense sê maar ek het 'n goeie lewe gelei tot hier toe. Jy het nog steeds Jesus nodig. Jou sonde kan nooit so groot wees dat God se genade jou nie daar kan uithaal nie. God red die fariseërs sowel as die tollenaar. En die reddende genade van God is vir alle ouderdomme, die jongste kind tot die senior burger. Maak nie saak nie, jy is nooit te oud om by Jesus te kom nie. Jy is nooit te jonk nie. In kort, deel die reddende genade van God met elke mens as 'n sondaar, hulpeloos en verlore. Maar die genade van God, die reddende genade van God bring die mens by redding uit. En hy haal die mens uit daardie hopelose situasie en toestand uit en hy maak daardie mens 'n kind van God wanneer die mens die reddende genade van God aangryp. En daar's geen uitsondering wat gemaak word met betrekking tot land, kleur, taal, kultuur nie. Want die woord van die Here sê in Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So die rykwyte van die reddende genade van God is wêreldwyd vir alle mense. En dan derdens die invloed van die reddende genade van God. Nou, elkeen wat vanmôre hier sit, elkeen is al wedergebore. U het die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker. So u het al reeds daardie genade aangegryp. U weet dat die genade van God vir alle mense is. Maar nou kom ons by waar die tekkie die teer tref vir u en vir my as die wat die reddende genade van God aangegryp het. Die invloed van die reddende genade van God in ons lewens en leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloor. En leer ons. Die genade van God leer ons. Die genade van God stel ons in staat. Die reddende genade van God om wêreldse begeerlikhede en goddeloosheid te verloor. Die redding deur die evangelie, deur Jesus Christus, die redding verlossing van die heerskappy, die redding en verlossing van die heerskappy en liefde en van versonde. Wanneer jy by die Here Jesus kom, wil jy nie meer sonde doen nie. Wanneer hy verander jou hart. Jy sien mense anderster as wat jy hulle gesien het van tevore. Jy beleef omstandighede anderster. Want jy het altyd hoop, want jy ken Jesus Christus en Jesus Christus ken vir jou. En dit verlos ons ook van die toekomstige gevolge van sonde. Die reddende genade van God leer ons dus om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloor. En hoe meer ons oorgee aan die reddende genade van God en die leiding van die Heilige Gees, hoe meer en meer sal dit vir ons makliker wees om weg te stap van wêreldse begeerlikhede en goddeloosheid. Dit onttrek die gedagtes van dit wat God teestaan. Dit verwyder die hindering na die plesiere van die wêreld. Dit handhaaf nugterheid om nie
deel te wees van die wêreld nie, maar om anders te wees. Regverdigheid, bring 'n liefde vir geregtigheid, billikheid in alle transaksies. Die uitleef van die goue reël om aan ander te doen soos jy wil hê hulle moet aan jou doen. En leer ons om ingetoe, vroom en regverdig te lewe. 'n Absolute liefde vir God. En dis waar ons moet wees. As kinders van die Here, by daardie liefde vir God. Wat ons liefde vir God het, en sy liefde word deur die Gees in ons hart uitgestort. Sal ons liefde hê vir ons broer en ons suster en vir ons medemens. En ons sal verander word soos ons geestelik groei. Ons moet geestelik groei. Ons kan nie stagneer, ons kan nie op een plek bly vir jare en jare nie. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Verander. Here, verander my. Here, kom deur die Gees, soos die woord hier sê, van heerlikheid tot heerlikheid. Verander my. Sal dit nie ons gebed wees in hierdie dag en in hierdie tyd? Sal ons nie anders te wees as die wêreld nie? Ja, ons kan anders te wees terwyl ons masker dra. Ons kan nog steeds hoop hê. Ons kan nog steeds die liefde van God verkondig. Amen. Die oorsprong van die reddende genade is God. Want uit genade is julle gered sodat niemand kan red nie. Die rykwyte van reddende genade is alle mense. En die invloed van die reddende genade is lewens wat verander word. Wat goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid verloon en ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld lewe. Mag die Here hierdie kort woord aan die harte seën vanmôre. Maak erns met die reddende genade van God. Kom ons sluit oor met ons saam. Kosbare Here en ons Vader, groot en almagtige God. Here, baie dankie dat die reddende genade van God aan alle mense verskyn het. Here, dankie dat U die outeur van ons redding is. Here, dankie dat ons die genade kon aangryp en dat ons gered is deur genade. Nie deur wat ons gedoen het nie, maar deur dit wat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha namens ons gedoen het. Toe hy daar terwille van ons oortredinge deurboor is, terwille van ons ongeregtighede verbrysel is. Toe die straf wat vir ons die vrede aanbring op U was. En dankie dat daar deur die wonde genesing vir ons gekom het. In Jesus naam. Amen. Broers en susters, ons gaan dan nou oggend beel aan die nag, maar ons gaan dit anders doen. Nie vrees nie, want ek is altyd by jou. En dan sê daar ons een reeltjie in die liedjie wat sê, I know how to care for you, that which are mine. Weet jy nou hoe, jy sê weet om te sorg vir wie sy is. Amen. Amen. Kom ons staan, ek vra wil jy dat jy ons afsluit met gebed. Here, ons sê vir baie dankie vir wonderlike voorreg wat ons gehad het, Here, om weer as gemeente bymekaar te kan kom, U naam te kan aanroep. Ons kon sing, Here, om U naam te kan verheerlik daardeur. Maar dankie, Here, dat U met ons gewees het in tyd wat ons by die huis moes bly, maar ons nêrens kon gaan het nie. Dat ons weet, Here, ons nie 'n oomblik van U vergeet nie. Daarom, Here, gaan ons vanoggend hier uit met 'n blye hart en ons met 'n blye moedskap in ons hart en sê, Here, ons weet ons gaan vanoggend hier uit saam met U. En laat U ons nie vir 'n oomblik sal los nie. Ons wil ook nie U vir 'n oomblik los nie. Want alles wat ons kort, Here, kom van U af. Here, ons kom vanoggend ons wil U sê, Here, ons U lief met ons hele hart. Ons wil U loof, ons wil U prys, Here. Alles ons waag, wil ons dit doen om U naam te kan verheerlik. Here, sien hierdie elkeen van ons dit hierdie week wat vir ons voorlê. Here, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons weet, Here, by U is niks onmoontlik nie. Want ons weet, Here, by U is ons veilig.
Hou elkeen van ons veilig, Here. En bring ons weer volgende Sondag weer bymekaar om weer U naam te kan aanroep en U te kan loof en te kan prys, want U is waardig om geloof en geprys te word. Seën elkeen in hierdie week waar ons ingaan, Here. En ons vra al die dinge in Jesus naam op wil en ons sê dankie, Here, dat U ons sal vashou. Amen. Amen. Mevrou